Vandag praat ons oor 'n verkeersknoop. Maar nie een op die N1 nie. Nee, ons praat van 'n kritiese verkeersknoop wat binne in jou eie liggaam kan gebeur. Dit word die superior vena cava syndroom of SVC syndroom genoem en dis basies wanneer een van die belangrikste bloedpaaie in jou lyf heeltemal geblokkeer word. Verbeel jou gou hierdie scenario. Elke keer as jy gaan lê of selfs net vooroor buig om jou skoene vas te maak, voel dit asof jou kop letterlik gaan ontplof. Dis nie oordrywing nie, dis die daaglikse realiteit vir mense wat met hierdie toestand saamleef. Kyk, die simptome is, wel, dis nogal vreemd. Mense beskryf hierdie intense gevoel van volheid in hulle kop en nek, aanhoudende hoofdpyne en sigbare swelling in hul gesig en ooglede. Soms kan jy selfs die are op hul borskas sien uitstaan. En dit is nie so skaars as wat jy dink nie. Ongeveer 15.000 mense net in die VSA kry dit elke jaar. So, wat op aarde veroorsaak hierdie intense interne druk? Om daardie vraag te kan antwoord, moet ons 'n bietjie dieper kyk na een van die liggaam se allerbelangrikste hoofweë. Dis die pad wat al die bloed van jou bolyf terugvat hart toe. En is presies daar waar hierdie massiewe verkeersknoop begin. Hierdie hoofweg se amptelike naam is die superior vena cava of die SVC. Dink regtig daaraan soos 'n snelweg. As daai snelweg geblokkeer word, kan nie bloed nêrens heen gaan nie. Dit kan nie by sy bestemming, die hart, uitkom nie. En net soos motors in spitstyd, begin die bloed opdam. En dis waar daardie intense druk en swelling vandaan kom. En dis hier waar die storie nogal ernstig raak. Die oorsake van hierdie blokkasie val in twee hoofkategorieë. In 'n skokkende 60% van gevalle is die oorsake kwaadaardige gewas, soos longkanker, wat op hierdie aard druk. Dit beteken, vir elke 10 mense met SVC-syndroom, veg 6 van hulle reeds teen kanker. Die ander 40% word deur sogenaamde goedaardige oorsake veroorsaak. Wat regtig fascinerend is hoe hierdie oorsake oor tyd verander het. 100 jaar gelede was dit dikwels infeksies, soos tuberkulose, wat die skuldige was. Maar vandag, ironies genoeg, word die goedaardige gevalle meestal veroorsaak deur die einste mediese toestelle wat ontwerp is om lewens te red, goed soos basenmakers en sentrale kateters. So, as 'n pasiënt met hierdie simptome by 'n dokter opdaag, hoe op aarde vind hulle presies waar hierdie interne verkeersknoop is? Wel, gelukkig het ons deesdae ongelooflike tegnologie wat kan help. Nadat die dokters die basiese ondersoek gedoen het, wend hulle tot 'n baie kragtige stuk tegnologie, 'n rekenaar-tomografie-angiografie of 'n CT-scanning. Hierdie masjien het basies die goue standaard geword om presies te sien wat aangaan en die diagnose finaal te bevestig. En hierdie skannering is ongelooflik. Dit wys vir die dokters die presiese plek en grootte van die blokkasie. Dit wys hulle wat dit veroorsaak, of dit nou 'n gewas of 'n bloedklont is, en dit wys selfs die slim ompaaie wat die liggaam self probeer bou het om verby die probleem te kom. Eintlik gee dit vir die dokters 'n volledige padkaart vir die behandeling wat voorlê. Reg. So met daardie padkaart in die hand, is daar vandag hoofsaaklik 2 moderne maniere om hierdie verkeersknoop op te los en vir die pasiënt uiteindelik verligting te bring. Die eerste opsie, en deesdae die algemeenste een, is endovaskulêre behandeling. Dis basies soos om die padblokkade met geweld oop te forceer. Hulle plaas 'n stent, 'n klein maasbuisie binne in die aar om dit oop te hou. Dis baie minder indrukkend en die herstel is vinniger. Die tweede opsie is 'n volwaardige chirurgiese omleiding. Hier bou die chirurg letterlik 'n splinternuwe pad, 'n ompad, om die blokkasie heeltemal te systap. Dis 'n groot operasie, maar die resultate is ongelooflik duursaam. So hoe werk daardie stenting-prosedure nou eintlik? Dis nogal slim. Eerstens stuur hulle 'n baie dun gidsdraad versigtig deur die blokkasie. Dan blaas hulle 'n klein bal in op om die aar weer oop te rek. Uiteindelik word die stent oopgemaak, wat soos 'n permanente steierwerk dien om die aar oop te hou. En net soos dit is die hoofweg weer oop en die verkeer kan vloei. Maar die tegniese aspekte is een ding. Wat van die mens agter die skandering? Wat gebeur na die tyd met die pasiënt? Wel, dis waar hierdie storie regtig merkwaardig raak, want die impak op iemand se lewe is dramaties en, wel, byna onmiddellik. 'n Aanhaling uit die navorsing sê dit eintlik die beste. Verligting van ernstige, dikwels aftakelende simptome is byna oombliklik. Dink 'n bietjie daaroor. Dis nie geleidelik nie. Daardie verskriklike druk in die kop en nek, dit verdwyn. Die swelling, dit gaan af. En dit gebeur soms binne ure. Dis 'n ongelooflike oomblik vir die pasiënt en die dokter. En kyk net hier, die langtermynresultate is verstommend.
Na 3 jaar bly daardie aar oop in 96% van gevalle vir beide die stent en die chirurgiese pasiënte, solank hulle opvolgprosedures kry indien nodig. Dit wys jou, of jy nou die pad oopbreek of 'n nuwe een bou, albei paaie lei na uitstekende uitkoms. Maar, en hier is die belangrike maar, daardie minder indringende stenting opsie, al is dit net so effektief, vereis dikwels 'n bietjie meer onderhoud oor tyd. Dis soos 'n high-performance motor. Dit werk briljant, maar dit het so nou en dan 'n diens nodig. Pasiënte moet dalk terugkom vir klein opknappings om te verseker daardie pad bly oop. En dat alles bring ons by 'n groot en eintlik 'n baie belangrike vraag. Soos of lewensreddende tegnologie soos pashangers al hoe meer algemeen word, hoe bestuur ons die onbedoelde probleme wat dit kan skep, soos hierdie einste verkeersknoppe? Dis 'n uitdaging wat die toekoms van medisyne gaan definieer, en dis iets vir ons almal om 'n bietjie oor na te dink.